Sing ons dit asseblief. Nou bly ek vir daai bord kyk en ek dog, nou wanneer kom hy op? Ons gaan staan. Kom ons staan en dan sing ons die lied soos dit nou hier op die bord gaan verskyn. Ekskuus Josef, daar is nie nog vir ons nog 'n lied nie, nee, ons kan aangaan. Goed, ons gaan saam lees uit die woord van die Here, uit die boek Hebreërs, die 4de hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 4. Wat het ek nou met daai? En ek gaan vir u lees vanaf die 14de versie. Goed, Hebreërs hoofstuk 4, ek lees vanaf die 14de versie en ek gaan vir ons voorlees van hoofstuk 5 tot en met die 11de versie. Hebreërs 4 vanaf vers 14. Christus oortref die hoërpriesterskap van die ou verbond. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring. As een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer. En niemand neem die waardigheid van homself nie, vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, om hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek,
waarvoor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Nou ek gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. En nou die teks waaroor ons gaan praat, en ons gaan na hierdie gedeelte verwys in ons boodskap, maar die teks wat ek wil voorhou, waaroor ons gaan praat vanmôre, vind ons in Johannes 1, die 14de versie. Die woord het vlees geword. Laat ek hom net lees hier in die Bybel uit, want nou probeer ek hom hier so staan en quoteer. Goed, dit so Johannes 1 vers 14 sê die woord van die Here, hy sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou, ons gaan vanmôre met u praat na aanleiding van die teks van oordenking. Die woord het vlees geword, en dan gaan ons praat oor, wat was die bedoeling? Wat was die bedoeling van die Here Jesus se menswording? Terwyl ons vanmôre die koms van die Here Jesus hier op aarde herdenk, is dit tog vir ons nodig om by 'n geleentheid soos hierdie net opnuut te sit en te luister en te hoor wat leer die woord ons aangaande die koms van die Here Jesus hier na die aarde. Wat is die bedoeling? Wat beteken dit? Wat behoort dit vir ons te beteken? Nou kom ons sit net so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ons aan met die woord. Kom ons bid net saam terwyl ons so sit. Ons liewe Here, baie dankie omdat u in u raadsplan dit so goed bevind het om ons te kon spaar tot hiertoe vanmôre. En baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om so by mekaar te kan kom in die teenwoordigheid van u woord. En baie dankie omdat ons kan weet vanmôre, en ons wil vra asseblief Here dat u opnuut ook die besef en die wete in ons harte sal werk. Die wonderlike voorreg om in u heilige teenwoordigheid te kan wees. Here, die wete, u is hier in u volheid, in u liefde, onuitspreeklike liefde wat u vir ons elkeen het. Here, ons leer in die woord dat u te duur prys betaal vir ons lewens. En ons wil vra dat u vir ons sal help, dat u dit so stil in ons harte en ons gedagtes sal maak, dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Miskien vir die eerste keer, miskien by herhaling, maar dat u vir ons sal help, dat ons u woord vanmôre sal aanneem, en dat ons u woord in ons harte so sal laat groei, dat ons met dankbaarheid, dit wat ons sal hoor, dankbaarheid vir dit wat u aan gedoen het vir ons, sal lewe in die tyd wat u ons nog mag spaar. Here, seën ook die ander plekke waar u woord in ons land vanmôre in krag en in waarheid verkondig word, waar u kinders by mekaar kom om u geboortedag te herdenk, u koms na die aarde te herdenk. Seën dit en bring ons asseblief as u kinders op daai plek waar ons opnuut sal insien hoe ernstig dit is in die dag wat ons lewe, vlak voor u koms, dat ons sal bid soos nog nooit tevore vir ons regering, vir ons omstandighede en dan in besonder ook vir die werking van u Gees. Baie dankie. Neem nou hierdie diens ook tot u rekening, dat ons, terwyl ons ook dink aan ons ander broers en susters wat nie vanmôre saam met ons hier kan wees nie, dat u met hulle almal sal wees,
terwyl ons weet hulle ook aan u dink en aan ons wat hier by mekaar is. Amen. Nou soos ek aangedui het, ons gaan vanmôre so 'n bietjie met u praat oor die bedoeling, nou die woord bedoeling beteken die plan. Wat was die bedoeling van die Here Jesus se menswording? Nou dit is so dat ons herdenk nou Kersdag en dit is tog 'n tyd wat op die almanak verskyn om ons maar net te help, daartoe by te dra dat ons sal stil word en sal terugdink aan die koms, die wonderlike voorreg vir ons, die koms van die Here Jesus hier na die aarde, en dan in besonder ook terwyl Kerstyd 'n tyd is van gee, nie soos die wêreld gee, maar 'n tyd van gee en 'n tyd van liefde. 'n tyd van liefde. Ek hoor van gisteraand, eintlik meer gistermiddag, hoor ek in my kar op die radio, hoor ek oor die radio, dat waar hulle sê, dis 'n tyd om net na jou familie toe te gaan, en vir hulle te sê, baie dankie vir julle, en baie dankie vir julle liefde, en baie dankie vir julle belangstelling en betrokkenheid. Nou dis die tyd, dis Kerstyd, en ek wil nou weer eens beklemtoon, nie soos die wêreld nie, want vir hulle gaan dit oor een ding, en dit maak ons armer en hulle ryker. Dis waaroor dit vir hulle gaan. Maar vir ons as kinders van die Here gaan dit oor baie meer groter en dieper as dit. Maar daarom, terwyl ons nou vanmôre gaan praat oor die betekenis, die bedoeling van Jesus se menswording, nou weer eens, ons het 'n paar keer in die dae wat die Sondae wat verby is, ons Kerssangdiens het ons bietjie daarby stil gestaan. So ons het 'n paar keer nou gepraat oor die geboorte en die koms van die Here Jesus hier na die aarde. Maar ek het tog gelei gevoel om vanmôre, terwyl dit 'n besondere dag ook is, ons sal praat oor, maar kom ons kyk bietjie vanmôre na die bedoeling. Ons ken nou die geskiedenis dat God die heerlikheid van die hemel verlaat het, dat hy uit 'n maagd gebore is, dat hy gelewe het hier op die aarde, dat hy gesterf het vir ons sonde, dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, waar hy nou vir ons elkeen plek voorberei, meer nog, waar hy vir ons bid. Vir elkeen van ons bid hy, met die wonderlike vooruitsig en belofte, ek gaan weer kom, en jou kom haal. Maar vanmôre 'n bietjie fokus op, wat was die plan en die bedoeling met die koms van die Here Jesus hier na die aarde. Nou ek het 'n speletjie uit ons verlede uit, waarmee ek graag wil begin, en dit is 'n speletjie, miskien ek aanvaar, u almal het hierdie speletjie gespeel. Ek onthou toe ek jeugleier was, nadat die Here my siel gered het ons het ook baie gespeel, en wie het daarvan gehoor, ons het hom genoem telefoontjie. Telefoontjie, almal ken dit nou. Dis nou waar ons by mekaar kom, dan staan ons in so lang ry, staan ons dan nou by mekaar. En dan die eerste persoon het 'n boodskap wat hy moet oordra, en dan fluister hy in die een langs hom se oor, wat die boodskap is. En dan dra hy nou weer die boodskap oor na die volgende een, en so gaan die boodskap nou, en dis niemand hoor nou wat dit is, want dit is in die oorfluister, word die boodskap dan nou oorgedra en gefluister in elkeen se oor. En kom dit nou by die laaste persoon, dan moet hy nou hardop sê wat hy gehoor het, wat die boodskap is. En ek wil nou vir u sê, en ek is seker u wat nou die speletjie ken, sal nou met my kan saamstem, sal verstaan wat ek sê. Dit het nie een keer gebeur, dat daai boodskap wat die ou aan die einde deurgee en sê, dis die boodskap wat ek gehoor het. Wat sê jy, was dit die boodskap? Of sê nee, dit was nie die boodskap nie. Daar het sekere dinge weggeval, daar het dinge bygekom, maar dit was 'n hele verwronge boodskap, 'n verdraaide boodskap, nie 'n juise boodskap van wat aanvanklik begin het nie. En ek het so gedink aan ons lewens. En hierdie speletjie telefoontjie illustreer nogal baie mooi, baie goed die dag waarin ons lewe. Dit is die probleem van die dag aangaande die boodskap, die nuus,
die oordra van die boodskap. Nou, jy weet, in die dag waarin ons lewe, word nuus baie keer so oorgedra, dat die feite, baie keer die feite, verwronge is, nie die juiste en korrekte is nie. En hierdie speletjie, die gedagte hieraan, illustreer juis, of is juis die rede, waarom ons by geleenthede soos hierdie en Sondag en wanneer ons met die woord verkeer kom, sodat die Here opnuut net weer in ons harte kan illustreer en die kosbare waarheid en die diepte van die waarheid, die korrektheid van die waarheid, die juistheid van die waarheid aan ons kan openbaar. Want die dag ongelukkig waarin ons lewe, en nou weet ons vanmôre, en ek gaan nou nie aandag aan hom gee nie, want die Bybel sê vir ons, hy is 'n vyand. En die Bybel sê vir ons, dat hy loop rond soos 'n brullende leeu, en soek om te verslind en te vernietig. Die Bybel sê vir ons, dat hy is in oppositie met God, en hy wil die mens weerhou, om die woord van God te verstaan en te lewe. Maar nou gebeur dit as gevolg van hierdie telefoontjie storie waar die boodskappe oorgedra word en mense met mekaar kan praat en verkeerde feite en verkeerde dinge, dat die woord van God baie keer verwronge raak. Want die Here praat met mense, en mense praat met mense, en hulle praat met mekaar. En in hierdie hele proses raak die belofte van die Here, kan die belofte, moet ek eerder sê, kan die standaard van die woord van die Here, kan die gedagte aan die Here, kan dit verwronge raak. Al is dit nou net onder, of deur die mag van gewoonte, dit raak verwronge. Prioriteite raak deur mekaar. Die werklike feite waarom dit gaan, en die werklike standaard waarom dit gaan, en die werklike betrokkenheid wat van my gevra word, raak so bietjie stil en vaag. En dit maak ons baie keer as kinders van die Here, dit verwar ons, dit maak ons deurmekaar. En dit is dan ook wanneer dit gebeur, dat ons die hele doel van God na hierdie se koms na die aarde toe, dat ons, dit verwar ons. Ons vergeet en ons versaak oor die hele gedagte en die hele bedoeling waarom dit gaan. Ons vergeet of die beloftes en die standaard van die Here word vaag. Dit word vaag as gevolg van die skouerskuur met die wêreld en die dinge van die wêreld. En dit is hoekom dit ook baie keer gebeur, dat mense kyk na God as 'n geweldenaar. Hulle kyk na God as 'n persoon wat daar ver is. Iemand wat net gereed staan met 'n stok om te slaan en te straf. Hulle voel dat hy onkenbaar is. God raak vir die mens, maar net 'n begrip. Terwyl hy 'n persoon is, wat met ons as mense wil verkeer. Daarom het hy na die aarde gekom. Daarom het hy vlees geword, om ons te kan vrykoop, om met ons te kan verkeer. En dit is hoekom dit ook nodig is, dat ons by geleenthede soos hierdie, aan die voet van die Here sal sit, en die Here sal toelaat om net opnuut in ons harte die kosbare waarheid te werk, hierdie woorde wat ons gelees het in ons teks van oordenking Johannes 1:14, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon.
Wat beteken dit? Wat is die bedoeling? Wat wil God daardeur in elke een van ons se lewens bereik? Natuurlik is die eerste en die belangrike, hy wil die mens sy kind maak. Hy wil die mens die sekerheid van saligheid gee. As ek sou sterwe, ek by hom vir ewig sal wees. Dis die eerste. Hy wil sy liefde. Hy wil die liefde van Vader. En dit is hoe God sy liefde aan ons bewys, daarin dat hy sy seun gegee het, sodat ons kan word kinders van hom. Dis die eerste, belangrike. Hy wil ons sy kinders maak. Maar liewe kind van die Here, u wat vanmôre saam met my kan getuig in dankbaarheid vir dit wat die Here Jesus gedoen het, het ek ervaar in my lewe, waar hy die ou dinge laat verbygaan het en alles nuut gemaak het. Maar wat beteken dit? Wat behoort dit vir my beteken? Want die bedoeling van die Here Jesus se menswording is baie dieper as net dat hy wil my sy kind maak. Dit is natuurlik die grootste. Dit is waarom dit alles draai. Maar terwyl ons in hierdie lewe is, moet ons lewe. En sy koms, sy menswording, het ook 'n kosbare waarheid vir ons daarin, dat ons so sal lewe. God het gekies om in elke aspek mens te word. Hierdeur kan die mens verstaan wat God gedoen het en wat sy wil is. Hy kan verstaan wat God se begeerte is vir ons as mens. Want hy het dit deurgemaak en hy kan ons help. En ek wil vir u sê, toe ek die woord voorberei het dit opnuut vir my 'n wonderlike betekenis in my hart gebring, want ons gaan deur dae en geleenthede en oomblikke waar ons baie keer moedeloos voel, waar dit vir ons voel, maar Here, ek kan nie meer dra nie. Waar is u, Here? Dit voel vir ons, let my woorde, dit voel vir ons asof die Here ver is. Hy het my vergeet. Hy is nie meer naby my nie. Dit voel so. En ek gaan vanmôre met die Here se genade die gedagte van hy is sonde gemaak, poog om dit so aan u oor te dra, dat u saam met my opnuut die knie sal buig. U weet ook so voorberei, toe sê ek, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer vir baie kere wat ek u betrokkenheid en u werking en u bedoeling versuim en verloon. Help vir my, herinner my, en ek gee my oor aan die Here. Herinner my, Here, dat ek nie sal vergeet nie. Ons leef in swaar dae, sê die woord. Ons leef in moeilike dae, sê die woord. So niks gebeur met ons wat God nie gesê het en ons teen gewaarsku het nie. Maar wat beteken die vleeswording, die menswording vir ons? En daar's net 2 punte wat ek aan u gaan voorhou, net 2. In Hebreërs 9 vers 26 en 27 lees ons hierdie woorde. Ek wil dit net vir u lees. Vers 26, Hebreërs 9. Hy sê, want dan moes hy laat ek vers 25 saam lees. Ook nie om met 'n hoëpriester dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan en met bloed wat sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy, Jesus, God, het hy eenmaal in die volheid van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Hy het die sonde van die wêreld, die sonde waarin ons as mense ontvang en gebore word, het hy aan die kruis gedra en hy daarmee weggedoen. Vers 28, so sal Christus ook
nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. En ons wag vir hom, want hy het gesê, hy het beloof, hy gaan weer kom. Nou die eerste wat ek wil hê ons moet bietjie na luister en aan dink, is God het mens geword, beteken hy ervaar het, toe hy hier op die aarde was in Jesus Christus as mens, het hy ervaar wat ons ervaar. Hy het ervaar wat ons ervaar. Die woord van die Here sê in Hebreërs 5 vers 7 en 8. Nou voordat ek dit lees, wil ek net graag vir u sê, wat beteken die woord ervaar? Deur ondervinding leer. So as die Here Jesus vir ons iets sê, as die Here Jesus vir ons iets vra, as hy toelaat dat ons in omstandighede kom, wat vir ons in die vlees baie keer nie so lekker en aangenaam is nie, hy weet, hy het dit ervaar, hy het deur ondervinding geleer. Hoor wat sê die woord van die Here, Hebreërs 5 vers 7 en 8. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en traande aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun van God, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Uit wat hy gelei het. Daar's nie 'n ding, liewe kind van die Here. En dit is wat die vlees onder die leuenpropaganda en die motivering van die duiwel ons so maklik wil laat vergeet. Daar's nie 'n ding, hoe groot en hoe gering ook al, daar's nie 'n ding wat die Here Jesus, wat God ervaar het in die persoon Jesus, wat ons ervaar het, wat hy nie ervaar het nie. Hy het alles ervaar. En daarom het hy mens geword. Daarom het sy bedoeling van die menswording was, hy het ervaar wat ons ervaar. Alhoewel die Here Jesus God was, het hy in sy menslike hoedanigheid deur dieselfde leerproses gegaan wat ons as mense gaan vandag. Dieselfde. Hy het ook foute begaan. Nie sonde nie, in sy menslikheid. Daar is 'n groot verskil tussen 'n fout en sonde. Sonde. As baba, het hy ook geval toe hy leer loop. Hy het geval. Hy het sekerlik ook seerplekke opgedoen as mens. Hy het deur aanhoudende onderrig. Nou ja, die Bybel sê nie vir ons hierdie nie. Hierdie is nou wat ons kan aflei uit ons ondervinding as mens, want hy het geleer deur gehoorsaamheid. Hy het ook deur die proses gegaan van pynlike tandesny. Alles wat met ons gebeur, het hy geleer in die opgroei. Hy het dit geleer. Die kardinale verskil is net dat Jesus nie in opstand, soos baie keer die geval met ons as mense, kinders van die Here is, mens kom in opstand teen die Here. Hy het net nooit in opstand gekom, maar hy is deur 'n leerproses van gehoorsaamheid, Daarom het hy ervaar wat ek en u, en ek het nou hierdie somme net genoem, ek wil weer eens vir u sê, ons lees dit nie so pertinent in die Bybel nie. Maar hy was 'n mens, en hy was gebore as 'n babatjie, en hy het opgegroei. In Jesaja 53, die versies 3 en 4 lees ons, hy was verag en deur die mens verlaat,
'n man van smarte en bekend met krankheid. Hy weet wat dit is om siek te wees. Hy weet. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Hy het ervaar wat ons ervaar. Hy het moeg geword. Hy het honger gely. Daar was baie kere waar hy honger was. Op 'n stadium was hy vir 40 dae sonder kos in die woestyn. Hy het ervaar. Hy weet wat dit is om eensaam en verlate te voel. Hy weet. Toe hy sy vriende nodig gehad het, het hulle hom verlaat. Jesus weet wat dit is om nie waardeer te word nie. Hy weet. Hy genees 'n man van sy bose geeste, toe vra die mense in die buurt om hom te gaan. Ons wil nie jou hier hê nie. Terwyl hy 'n wonderlike genesende werk doen. Hy begeer om mense die waarheid te leer. En wat gebeur? Die leermeesters verwerp hom. Hulle verwerp hom. Hy het ervaar wat ons ervaar. Die hele woord van die Here sê vir ons, hy's aangerand en hy was gemartel. Emosioneel en fisies. Hy weet hoe dit voel. Jesus ken die ervaring van om die dood in die oë te staar. Hy weet hoe dit voel. Hy weet hoe dit voel om langs 'n oop graf van 'n vriend, iemand vir wie jy omgegee het, wat vir jou belangrik was. Hy weet hoe dit voel om langs so 'n siekbed, langs 'n graf te staan. Nou ek het gedink, ek wil al hierdie dinge noem, om ons te help en ons net te laat terugdink en te laat insien, dat wat dit beteken, die ondervinding van die Here Jesus, wat met ons vandag gebeur, het met hom gebeur. En daarom kan hy ons help, ons gaan sien in die volgende, kan hy ons help, en kan hy ons ondersteun. In Filippense 4 vers 19 sê die woorde, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Hy weet. En daarom is daar niks wat met my en jou kan gebeur. En let op, ek wil nie sê, al voel dit hoe nie, al voel dit hoe. In ons vlees voel dit baie keer. Maar as ons in geloof ons toevertrou en toewy aan die Here, sal hy ons in elke behoefte, sal hy ons vervul. As jy alleen is, gee hy sy teenwoordigheid. As jy sonde gedoen het, gee hy sy vergifnis. Hy gee hoop. Hy gee wysheid. En hy gee sekuriteit. So Jesus weet hoe om ons te help, omdat hy dit self ervaar het. Ag, ek het baie in my bediening, baie keer met mense te doen gekry, as hulle sou in die egskeidingshof beland, of 'n geliefde man of 'n vrou aan die dood afstaan, en jy sê, ag, ek is baie jammer, ek voel met jou, dan hoor ek hoe vra hulle, vir mekaar ook, is jou vrou dood, is jou man dood, het jy geliefde aan die dood afgestaan? As jy nog nie het nie, weet jy nie. Maar wat so wonderlik is, ons kan ons indink. Ek dank die Here, ek het ook nog nie 'n vrou aan die dood afgestaan nie. So ek weet nie werklik hoe dit voel om 'n geliefde aan die dood af te staan nie. Maar ek kan my indink dat dit nie aangenaam is nie.
Ek kan my indink dat dit swaar is en dat dit moeilik is, dat dit hartseer is. Selfde met die Here Jesus. Hy wil ons help. Hy wil vir ons krag gee, want hy het ondervind wat ons vandag ondervind. So kom ons onthou hierdie gedagte en ons laat die Here toe om ons so te motiveer by hierdie herdenking aan sy geboortedag. Terwyl ons nog hier is, Here, help my dat ek nooit sal vergeet dat U het ondervind wat ek ondervind het. En daarom kan U my help. Die tweede wat ek vir U wil uitwys is, God het mens geword beteken dat hy versoek is soos ons versoek word. Hy is versoek soos ons versoek is. Nou die woord versoek beteken in verleiding bring. Probeer verlei. Verlei beteken verkeerd lei, tot sonde, tot kwaad bring. Nou baie keer ons eie vlees werk in ons harte, ons gedagtes werk in ons harte. Hierdie soeke, hierdie verleiding na die kwaad, na die verkeerde. Die duiwel skiet pyle op ons af om ons te versoek en te verlei, want hy wil nie hê dat ons moet God dien en aan hom oorgegee wees en die krag van die Here wat hy vir ons gee daarin lewe om hom te weerstaan nie. Jesus was versoek, soos in die vorige gedagte, niks met ons as mens kan gebeur wat nie met hom gebeur het nie. En dieselfde ook as dit kom by die geestelike, onder die aanslag van die duiwel. Hebreërs 4:15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hy het met ons medelee. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So dit leer vir ons, liewe kind van die Here, dat ons die aanslag van die duiwel en nie die vurige pyle wat hy op ons afvuur, dat ons dit kan weerstaan. En dat ons deur die krag en die genade en die ondersteuning van die Here Jesus kan lewe tot verheerliking van hom en van Vader, van God. Jesus was versoek om sy begeerte bo sy Vader te stel. Hy was versoek om die standaard af te lê, te misaag. Hy was versoek om die waarheid te verdraai. En baie keer sodat hy daaruit voordeel kon trek. Hy was versoek om in bitterheid en in woede uit te bars. Hy was versoek om dit te doen. Hy was versoek om sy geloof in sy Vader of in die Vader te verloon. Hy was versoek. So ook wat versoeking betref, is daar niks wat vandag met my en jou kan gebeur, wat die Here Jesus nie ervaar het, of wat God nie ervaar het, in sy menswording, in sy menslike hoedanigheid, hier op die aarde nie. En daarom is dit die hoop en die vertroue van die woord van die Here, dat dit ons sal motiveer om nie so maklik toe te gee aan die verkeerde dinge nie. U weet hoeveel keer het ek in my lewe gehoor, ek is 'n verkeerde ou. Jy moenie my verkeerd opvryf nie. Ek is 'n verkeerde ou. Jy maak nie met my so nie. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, ons moet in liefde lewe. Nie roem op die verkeerde dinge in ons lewens, onder die versoekinge en die beproewinge van die duiwel nie. Hy het dit alles deurgemaak,
Daarom kan hy help. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 18. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Kan hy die help? Dit vra natuurlik 'n lewe van oorgawe. Dit vra 'n lewe van toewyding. 'n lewe van toerusting. En dit het my laat dink, baie lank terug het ek hierdie illustrasietjie gelees van 2 brûe. Die een brug was daar en toe die karre oor hom gaan, toe gee hy in. Toe breek hy, toe val hy in. Die ander brug was so gewees dat die motors was van buffer tot buffer op hom, maar het staande gebly. Nou wat is die verskil tussen die 2 brûe? Hulle het dieselfde gelyk, hulle doel was dieselfde. Die een kon die druk nie verdra nie, die ander een kon, en daarom het hy bly staan. En dieselfde ook met ons, liewe kinders van die Here. Ons lewe in 'n dag, weer eens, die Bybel waarsku vir ons, waar die duiwel en die lewe, en baie keer onsself, baie druk op ons plaas, en as ons nie toegerus is om die druk te kan verdra en te verduur nie, dan sal ons nie staande bly nie. En daarom is dit vir ons nodig om ons harte voor die Here Jesus te buig, voor God te buig, om te dank vir sy liefde, vir sy menswording, vir sy koms na die aarde, vir sy ondervinding in hierdie lewe, dit wat hy vir ons gedoen het, om ons die krag en genade te kan gee, om onder die druk staande te bly. Daar is nie een ding, sê die Bybel van die Here vir ons. Daar's niks wat met ons kan gebeur, wat ons nie sal kan dra en verdra nie. God, die woord van die Here sê, God gee vir saam met hierdie beproewinge en saam met die versoeking. Jy weet, die duiwel moet eers na God toe gaan en by God toestemming kry om ons te versoek. Hy kan nie ons net sommer versoek nie. Ons is die eiendom van die Here Jesus, van God. En daarom kan hy na ons toe, hy kan nie na ons toe kom met 'n versoeking wat ons nie kan dra nie. God, sê die woord, sal nie toelaat dat ons bo ons krag versoek word nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Die woord van die Here sê, saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee, met die wonderlike belofte, sodat julle dit kan verdra. Die Here Jesus, God in die Here Jesus, in die persoon van die Here Jesus, was versoek soos ons, en daarom kan hy ons help. Hy het self onder versoeking gelei. Weereens, soos die vorige punt, daar's niks wat met my en jou kan gebeur, as dit kom by versoeking en beproewing, wat nie met hom gebeur het. Ek wil vir u sê, om ongehoorsaam te wees aan die woord, dis 'n versoeking. Om die kosbare waarhede van die woord, ons verantwoordelikhede as kinders van die Here, wees my getuie, leef tot eer van my, ondersteun mekaar, bid vir mekaar, verdra mekaar. Dis alles wonderlike middele wat die Here vir ons geskep het, om saam te kan oorhef na die hemel. Niks kan met ons gebeur. Niks. Geen versoeking, ek het hom so 'n bietjie kwoteer al, is 1 Korintiërs 10 vers 13, is ons as gesin, familie, is 'n teksvers waarmee ons baie jare saamloop. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Nou ja, as ek gefokus is op my gevoel, dan voel dit nie so nie. So, nou sê die woord ook, ons kan God nie behaag deur ons gevoel nie.
Die woord van die Here sê, ons kan God behaag net op een manier, deur ons geloof. En geloof is nie om te sien en te voel nie. Geloof is daai vaste vertroue op hom, dit wat hy vir ons deurgemaak het. Here, die feit dat u verlei is, die feit dat u 'n mens geword, dat u geleer het, behoort my te bemoedig en te versterk, dat niks met my sal gebeur, waarin u my nie sal kan help nie. God het mens geword, en daarom kan hy met ons lewens vertrou word. Ek kan my lewe aan hom oorgee. Hy sal vir my die beste leer, en die krag en genade gee, om die beste vir hom te doen. So laat ons by hierdie geleentheid, waar ons terugdink aan die koms van die Here Jesus, die koms van God na die aarde, laat ons onthou, wat het hy vir ons gedoen? Wat sy koms, sy menswording, wat dit vir ons beteken, wat die plan daarmee was. En laat ons sal lewe, terwyl hy ons nog spaar, ons weet nie. Miskien is dit vanmôre van ons, sommige van ons, wat hier sit en luister na die woord van die Here. Moontlik is dit van ons, vir sommige van ons, die laaste keer, die laaste kans wat ons het. Ons weet nie. Ons weet nie. Daar's maar 'n tree tussen ons en die dood, 'n oomblik en 'n oogwink. En so kan dit ook wees met die koms van die Here. Dat die kans en die geleenthede om te kan lewe tot eer van die Here al hoe korter en minder raak. So kom ons wy ons opnuut aan hom toe, by hierdie herdenking aan sy menswording. En ons sê opnuut vir hom dankie vir wat u vir my gedoen het. En help vir my dat ek sal onthou wat ek vanmôre geleer het. Die woord het vlees geword. Die woord het vlees geword. En daarom kan ons leef tot eer van sy naam. Dit, liewe kind van die Here, glo ek vanmôre is die woord van die Here vir ons. Die bedoeling van Jesus se menswording. Ek vertrou dat u dit in die hart sal bære. Ek vertrou dat u sal oorgee aan die Here en dat u sal doen wat hom behaag. Hom behaag. En nie jouself of ander nie, maar hom behaag. En dat u sal lewe as 'n kragtige getuie vir hom. Hy bid vir ons. Hy bid vir ons. Aan die regterhand van die Vader bid hy vir ons. Hy bid vir ons. Laat ons dit nooit vergeet nie. Amen. Kom ons maak ons harte stil nou voor die Here. Ek gaan net 'n paar oomblikke gee van stil gebed, dat u nou vir die Here sal sê, in antwoord op sy woord, wat u weet u vir hom moet sê. Net 'n paar oomblikke. Here, ook wat gebed betref, leer die Bybel vir ons, u is die hoorder van dit wat ons bid en vra. En u het elkeen van ons se versigtiging nou gehoor. En ons wil bid dat u nou van ons krag en genade sal gee, dat ons in die tyd wat u ons nog sal spaar, en ons dink terug aan Kersdag, ons dink terug aan u menswording, dat ons opnuut vir onsself sal toewy en sal lewe, gedagtig aan u, dat u met ons is, saam met ons is, in ons is, en dat ons sal lewe tot eer van u naam. Wees asseblief die naprediker van u woord. Verhinder en verhoed asseblief dat die roofvoël van die hemel, wat die goeie saad, wat opgewonde en gewillig nou is, om die goeie saad wat gesaai is te kom wegpik, verhoed asseblief, en gee ons genade, dat ons sal volhard, in gehoorsaamheid aan u woord. Amen. Ons gaan afsluit, dan gaan ons hierdie lied saam sing, soos dit nou verskyn.
op die bord. Stille nag, kom ons staan en sing ons. Gee my net 'n oombliekie om daar by die deur te kom. Ek wil net graag vir die elkeen 'n handdruk gee. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.